Hallo julle, my naam is Tannie Mariana en vandag lees ons 'n storie uit die boek Brawie Beer hou koers. Brawie Beer se lewe is nie aldag maklik nie, tog het hy 'n lied in sy hart. Sy tweelingbroer Brom vind fout met alles wat hy doen en beproef sy geduld. Daarby staar hy 'n moeilike situasie by die werk in die gesig. Sal hy dit waag om meneer Roos, die eienaar van die visdepot, met sy lewe te vertrou? En is dit regtig moontlik om die kwaad met die goeie te oorwin? 'n Kosbare verhaaltjie oor beere en brille en die liefde wat blindes laat sien. Hierdie boek word met liefde en dank opgedra aan elkeen wat moue opgerol het en met kamele dans. Brawie Beer hou koers het 4 hoofstukke. Vandag se hoofstuk gaan oor Brawie en sy boetie en vandag is dit vir hulle tyd om wakker te word. Brombeer en sy broer Brawie is 'n tweeling. Behalwe vir Brom wat 'n bril dra, lyk hulle presies dieselfde. Eenders van hulle kroontjie tot hulle toontjie. Tog verskil hulle soos dag en nag. Die broers deel 'n kamer op die boonste verdieping van hulle oranje huis met die koningsblou dak. Hulle is vas aan die slaap, salig aan die snork. Elkeen veilig en snoesig onder identiese lappies komberse. Kerniels, die bure se hoenderhaan, is soggens klokslag om 6 uur op sy pos. Sy gekraai galm deur die hele buurt. Môre Brom, het jy lekker geslaap? Brawie staan op en strek hom uit. Hy maak sy bed in 'n japtrap op. Ek gaan Kerniels met my ketty skiet. Daardie hoenderhaan is 'n pes. Ek wil nog slaap. Brom is vies. Hy trek die kombers oor sy ore. Brawie glimlag net en stap badkamer toe. Hy tap water in die wasbak terwyl hy vrolik sing. Hy was sy gesig en droog dit met die sagte handdoek af. Terug in die kamer maak hy sy klerekas oop en haal sy werksklere uit. Hy trek aan. Brom, dink jy nie ook ons het die mooiste uniform in die hele wye wêreld nie? Vra hy terwyl hy homself in die spieël bekyk. Hy stryk sy krulhare met sy groot hand plat. Brom reageer glad nie. Hy lê roerloos in sy bed. Brawie sit 'n bietjie skoenpolitoer op 'n skoenborsel. Ek hou nie daarvan as my skoene vuil is nie. Ek gaan dit poets totdat dit blink. So ja, dit lyk beter. Hy knik tevrede en trek die silwer skoon skoene aan. Daarna maak hy Brom se kas oop. Hy haal 'n broek en hemp uit wat lyk net soos syne. Brom, dis tyd om op te staan. Kom, trek gou aan. Ons het werk om te doen. Brawie sit die klere op Brom se bed neer en trek die gordyne oop. Los my uit, ek wil nog lê. Brom kreun asof hy maagpyn het. Voel jy siek? Moet ek die dokter bel? Vra Brawie besorg. Ja, ek voel siek. Eers Kerniels met sy gestel, nou jy wat karring oor opstaan. Jy gee my 'n pyn. Brom se gesig maak 'n lelike plooi. Brawie draai na die venster. Hy kyk na die son se eerste strale wat in die ooste oor die horison loer. Hy maak die venster oop en asem die vars lug in. Dis 'n pragtige dag. Kyk hoe sweef die wolke soos lugballonne bo die Witkoringlande. Brom sit met 'n steun regop
en druk sy hande oor sy oë. Maak die gordyne toe, die lug maak my oë seer. Bring my ontbytkamer toe, maar gee eers vir my 'n warm waslap aan. Brawie tel tot 10. Hy stap badkamer toe. Elke oggend is dit dieselfde gebrom. Brom neem die waslap wat Brawie na hom uithou. Hy vee skrams oor sy gesig en gooi dit op die vloer neer. Die waslap is te koud. Jy kan niks reg doen nie. Wat staan jy nog hier? Waar is my spek en eiers? Brawie antwoord sonder om kwaad te word. Ek maak vanoggend mieliepap. Jy kan in die kombuis kom eet. Hy draai om en stap die trappe 2 af. Brawie sing terwyl hy die pap met 'n houtlepel roer. Hy dek tafel en hy maak koffie. Deur die venster sien hy hoe die mossies in die waterbak in die tuin baljaar. Die papawers dans in die wind. Brom, jy moet opskud. Ons wil nie laat wees vir werk nie, roep Brawie. Hy skep die pap in bakkies en haal die melk uit die yskas. Brom slof die kombuis met 'n lang gaap binne. Hy plof op 'n stoel neer. Sy hare is deur mekaar en sy bril sit skeef op sy neus. Hy tel sy lepel op en slurp eet van die pap. Iets is fout met die pap. Dit proe sleg. Brom spoeg dit uit. Brawie eet smaaklik. Ek kan nie wag om by die werk te kom nie. Kan jy glo, dis vanjaar al ons 3de jaar by die visdepot. Die tyd het gevlieg. Vandat ons daar begin werk het ek elke dag iets om na uit te sien. Brom luister nie. Hy trommel met sy vingers op die tafel en staar in die niet. Brawie staan op en dek die tafel af. Ek sal hier opruim. Môre is dit weer jou beurt om skoon te maak. Kry solank jou visgoed gereed. Brawie vee die tafel af en was die skottelgoed. Hy vee die kombuis uit en maak passies met die besem asof hy dans. Brom gooi sy vistrommel op die vloer voor Brawie se voete neer. Vat hier, laai dit op die bakkie en pas op vir jou as jy my goed rof hanteer. Hy haal die bakkie se sleutel van die sleutelrak af en stap brom by die deur uit. Hy knoop sy baadjie toe teen die koue wind en klim in die bakkie wat voor die motorhuis onder die granaatboom geparkeer staan. Brawie laai Brom se goed op die bakkie. Hy klim langs Brom in. Skaars het Brawie sy sitplekgordel vasgemaak of Brom trek met 'n vaart weg. Verpeste hoenderhaan, skree hy vir Corneels wat in die pad staan. Ek is lus en ry jou so plat soos 'n pannekoek. Corneels koes net betyds. Amper het sy spoggerige stertvere in die slag gebly. En dit is al vir vandag. In ons volgende episode vertel ek verder. In ons Bybel, in Handelinge 1 vers 8, lees ons, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. En in Romeine 12 vers 10 staan geskryf, wees hartlik met mekaar, met broederlike liefde. Wees lief vir mekaar. Wat dink jy van Brom se gedrag? Ek dink Brawie was 'n baie goeie getuie van Jesus en hy bewys ook baie liefde aan sy boetie Brom. Kom ons bid. Liewe Jesus, baie dankie dat ons uit u woord kan leer van u Heilige Gees en dat ons kan leer hoe om vir mekaar lief te wees. Amen. En nou is dit tyd vir my, Tannie Mariana, om te groet. Tot volgende keer is dit nou vir eers. Tata! Hierdie storie is deur Marianne Lourens gelees met toestemming uit die boek Brawie Beer hou koers, geskryf deur Linde L. Wright en Alison Mouton,
met illustrasies en grafiese ontwerp deur Anina van Wyk. Die boek is gedruk en gebind deur Red Spiral Services en uitgegee deur Blombos Uitgewers. Dit is verkrygbaar by alle voornemende boekwinkels. Vir verdere inligting kontak Blombos Uitgewers by navraag by blombos.net.